Hallo graad 12's, welkom by ons 7de video oor arbeid. In hierdie video wil ons onderskeid tref tussen konservatiewe en nie-konservatiewe kragte en hieruit aflei wanneer om die wet van behoud van meganiese energie toe te pas. Ons begin met 'n verband tussen gravitasiepotentiële energie en arbeid verrig en beskou 'n voorwerp wat deur 'n hoogte delta H opgelig word. Die gravitasiepotentiële energie van die voorwerp neem toe van 'n beginwaarde mgHi tot by 'n eindwaarde mgHf en die kragte wat op die voorwerp inwerk, gravitasiekrag afwaarts en 'n opwaartse toegepaste krag, is gelyk in grootte indien die voorwerp teen 'n konstante snelheid opgelig word. Die toegepaste krag kan deur die gravitasiekrag in die arbeidformule vervang word en die arbeid verrig deur die toegepaste krag vereenvoudig tot 'n eindpotentiële energie minus 'n beginpotentiële energie of verandering in potentiële energie. Die arbeid verrig deur gravitasiekrag gebruik nou net 'n 180 grade hoek in die arbeidformule en vereenvoudig tot dieselfde uitdrukking, maar met 'n negatiewe teken. Wat is 'n konservatiewe krag? Indien 'n krag op 'n voorwerp inwerk en die meganiese energie van die voorwerp onveranderd bly, is so 'n krag 'n konservatiewe krag. Die empiriese toets vir 'n konservatiewe krag is 0 arbeid verrig oor 'n geslote pad. Indien jy byvoorbeeld 'n stel trappe uitstap tot enige hoogte en terugkeer na jou beginposisie, dan is die arbeid verrig deur gravitasiekrag gelyk aan 0, ongeag die pad of roete gevolg. Om hierdie rede is gravitasiekrag 'n konservatiewe krag. Dit is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om die voorwerp tussen 2 punte te beweeg, onafhanklik is van die roete of pad gevolg. In teenstelling hiermee, dra 'n nie-konservatiewe krag meganiese energie oor aan 'n voorwerp of verwyder dit van die voorwerp. Die hoeveelheid energie hang af van die pad gevolg, of dit 'n korter pad is en of dit 'n langer pad tussen die 2 punte is. 'n Toegepaste krag dra meer energie oor indien die pad langer is en 'n wrywingskrag verwyder meer en meer energie soos die pad langer word. So vir 'n nie-konservatiewe krag is die arbeid verrig om die voorwerp tussen 2 punte te beweeg afhanklik van die roete gevolg. Die konservatiewe krag waarmee ons werk is gravitasiekrag. Nie-konservatiewe kragte sluit in toegepaste krag, spanningskrag en wrywingskrag. Ons het nou gesê dat die meganiese energie van 'n voorwerp onveranderd bly indien 'n konservatiewe krag daarop inwerk. Dit bring ons by die behoud van meganiese energie in 'n geïsoleerde sisteem. En dit is 'n sisteem waar alle eksterne kragte uitgesluit is. Dit word vervat in die beginsel van behoud van energie, naamlik dat die totale meganiese energie van 'n voorwerp by een posisie gelyk is aan die totale meganiese energie by 'n ander posisie. En dan ook dat die verandering in kinetiese energie gelyk is aan die verandering in potentiële energie met 'n teenoorgestelde teken. En die totale verandering in energie is gelyk aan 0. Die beginsel van behoud van meganiese energie kan toegepas word by 'n geïsoleerde sisteem en dit sluit in 'n vryvallende voorwerp waarop geen lugweerstand inwerk nie, 'n swaaiende pendulum ook in die afwesigheid van lugweerstand of 'n voorwerp wat teen 'n wrywinglose skuinsvlak beweeg. By al hierdie voorbeelde werk gravitasiekrag op die voorwerp in. By die swaaiende pendulum is daar ook 'n spanningskrag in die tou, maar dit is deel van 'n interne kragtepaar en maak ook 'n 90 grade hoek met die rigting van beweging. By die voorwerp teen die wrywinglose skuinsvlak is daar ook 'n loodregte normaalkrag, maar dit is ook deel van 'n interne kragtepaar. So by al hierdie voorbeelde is daar geen eksterne kragte nie en bly die totale meganiese energie onveranderd by enige posisie waar die voorwerp hom bevind. Kom ons kyk na die uitgewerkte voorbeeld. Hier is 'n pendulum A op 'n hoogte van 3 meter wat afwaarts swaai en dan 'n stilstaande voorwerp B tref. B rol weg en A swaai dan op tot 'n laer hoogte.
Ons wil die grootte van die snelheid van A bereken, net soos dit B tref, en dan die hoogte wat A na die botsing bereik. By hierdie eerste gedeelte van A se beweging is dit 'n voorbeeld van 'n geslote sisteem en geld die wet van behoud van meganiese energie, wat ons dan kan uitbrei. Ons het die beginsnelheid van A en ook die hoogte, en dan by die laagste posisie is die hoogte 0, en kan ons die snelheid by hierdie posisie bereken. Tydens die botsing verander A en B se snelhede en momentums, maar die totale momentum van die sisteem van voorwerpe bly behoue, so ons stel die som van die beginmomentums gelyk aan die som van die eindmomentums van die voorwerpe. Ons gebruik A se snelheid net voor die botsing, B was in rus, en bereken dan A se snelheid direk na die botsing. En nou kan ek weer verder die wet van behoud van meganiese energie gebruik, want A beweeg deur die lug verder. Ons stel dan net weer al die waardes in wat ons het. A se snelheid direk na die botsing, dit is nog by die laagste posisie, en by die draaipunt is die snelheid weer 0. Ons bereken dan die hoogte by hierdie posisie. Om vas te stel of dit 'n onelastiese botsing is, bereken ons die totale kinetiese energie voor die botsing. Slegs A het kinetiese energie besit, en ons gebruik die snelheid net voor die botsing. Die waarde van die kinetiese energie is 147 joule. Direk na die botsing het A 'n verlaagde snelheid en kinetiese energie, en B het ook nou 'n kinetiese energie verkry. Die totale kinetiese energie na die botsing is egter minder as voor die botsing, dus was die botsing onelasties. Ons kyk nou na die huiswerkvrae in die 3-in-1 studiegids, vraag 2 van oefening 9 en ook vraag 31 en 33 op bladsy 1.75 is aangedui. Stop die video oomblik, beantwoord die vraag en speel dit dan verder om die antwoorde te kontroleer. Hier volg nog een voorbeeld in die 2-in-1 studiegids op bladsy 20 wat julle kan probeer. Anmar gooi hier 'n pakkie by 'n hoogte van 1,5 meter opwaarts. Dit bereik dan takke op 'n hoogte van 3,5 meter. Dit gaan die takke binne, ondervind dan 'n eksterne krag, maar verlaat dan weer die takke en beweeg tot naby 'n balkon waar Isha staan. Die vraag is om die maksimum hoogte te bereken wat die pakkie sou bereik het as daar geen takke in die pad was nie, dan om die snelheid te bereken waar die takke binne gaan, die netto arbeid verrig deur die takke en om vas te stel of Isha hierdie pakkie sal kan vang. Stop die video oomblik en beantwoord die vraag en speel dit dan weer verder. Vir die eerste vraag werk ons van die hoogte Q af tot by die draaipunt en wil hierdie verplasing bereken. Dit is 'n voorbeeld van 'n projektielbeweging, so ons gebruik 'n bewegingsvergelyking. Ons het die beginsnelheid van 10 meter per sekonde en die eindsnelheid by die draaipunt van 0. Onthou net om die korrekte tekens in te stel. Hierdie verplasing is 5,10 meter. As hulle jou verplig om energiebeginsels te gebruik, dan kan ons gebruik maak van die wet van behoud van meganiese energie. Ons het die aanvanklike hoogte en snelheid by Q. By die draaipunt is die snelheid 0 en ons bereken dan net hierdie hoogte. Dit is 'n hoogte bo die grond. Ons trek dan net 1,5 meter af om die hoogte bo Q aan te dui. Ons wet van behoud van meganiese energie lui dat die totale meganiese energie in 'n geïsoleerde sisteem konstant of behoue bly. Onthou al die sleutelwoorde in die definisie. Ons wil die snelheid by die takke bereken, so ons werk met die beginposisie Q en die finale posisie van die takke. Ons gebruik die wet van behoud van meganiese energie. Ons het die beginhoogte en snelheid. Die hoogte van die takke is 3,5 meter. Ons bereken dan nie die snelheid by hierdie posisie. Ons moet nou die netto arbeid bereken van die takke. Ons gebruik ons arbeid-energiestelling. Ons het die snelheid waarmee die pakkie die takke binne gaan, ons beginsnelheid, en dan die eindsnelheid waarmee die takke verlaat. So ons kry daaruit die verandering in kinetiese energie en netto arbeid. Hier was 'n afname in snelheid, so ons het negatiewe netto arbeid wat verrig word. By die laaste vraagie wil ons vasstel
of dit die balkon kan bereik. Ons het die hoogte waar dit die takke verlaat en ook hierdie snelheid en by die draaipunt die snelheid van 0. So ons gebruik weer 'n bewegingsvergelyking en bereken die verplasing. Ons stel dit by die hoogte van 3,6 meter, so dit bring uit by 'n waarde van 4,88 meter bo kan die grond. Dit is net kort van die hoogte van die balkon van 4,9 meter, so sy sal nie die pakkie kan vang nie. Anders kan ons ook die kinetiese energie by die hoogte van 3,6 meter bereken met die snelheid van 5 meter per sekonde en dan bereken hoeveel potentiële energie die pakkie moes bykry van hierdie hoogte tot by die hoogte van 4,9 meter. En hierdie potentiële energie is meer as die kinetiese energie wat hy besit het by die 3,6 meter hoogte, so hy besit net te min energie om dit tot by die hoogte van 4,9 meter te lig. Sy sal dus nie die pakkie kan vang nie. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.